Welkom terug. Nou, Frikkie van Logrenberg, hy is die hoofuitvoerende beampte van IFSA, kuier vanoggend by ons. Begrotingsrede is om die draai en ons wil graag meer daaroor weet. Goeiemôre Frikkie. Môre dames, hoe gaan dit met julle? Dit is al. Lewe is 'n lied, dankie. Ek's bly jy's so positief vanoggend, Frikkie. Ek wil by jou weet, die begrotingsrede wat uitgestel was, hoe dit die markte beïnvloed. Ons het nou gesien die laaste jaar het ons verskriklike goeie momentum op die markte gehad. En hierso van so 3 maande terug af is dit asof ons nou begin dryfsand ry, alles begin stadiger en stadiger en stadiger trek. En die laaste maand absoluut niks gebeur nie, stil gestaan. Die groot ding vir my is die mark het nie uitspattig gereageer nie. Daar was nie groot reaksie gewees nie. Maar nou dat ons bietjie nader aan die volgende punt kom dat die begroting eintlik gaan uitkom hopelik by môre, het ons nou gesien dat die mark gister 'n verskriklike sterk negatiewe reaksie gehad het. So dis interessante tye. Hoorie, maar hierdie hele begrotingsrede en die BTW voorgestelde verhoging laat 'n mens besef hoe belangrik is belasting in ons lewens. Al besef ons dit nie altyd nie. Waarom moet belasting juist deel maak van byvoorbeeld my beleggingsbeplanning? Dit is altyd vir my so 'n interessante gedeelte belasting, want belasting is eintlik 'n direkte impak op die netto effek van jou belegging. Ek meen as jy inkomste vat voordat jy dink jy het R10 dan is daar R3 weg, jy het inkomstebelasting. Kapitale wins, as jy nou jou beleggings laat groei en jy sien jou portefeulje het mooi presteer, dan moet jy nou kapitaalwinsbelasting. En as jy tot sterwe kom, is daar nou boedelbelasting ook nou ter sprake. So dit is die een faktor wat 'n mens bietjie beheer oor het, wat jy definitief moet bestuur in jou beleggingsgedeelte, want dit het 'n direkte impak op jou opbrengs op die einde van die dag. Frikkie, terug by die begroting wat hopelik môre gebeur. Sou daar 'n BTW-verhoging wees? Hoe sou dit die lewe van 'n gewone mens affekteer? Dit is die maklikste manier, laat ek so sê, om nou die staatskoffers weer 'n bietjie voller te maak. So ons gaan nou 'n bietjie daaroor gesels, maar die impak is dis 'n direkte impak. Alles wat jy koop is duurder. Is dit nou 'n verhoging in enigiets wat jy koop? Ek wou gesê het as Peer vandag hier was in sy haarprodukte en my haarprodukte. Dis 'n direkte impak. Jy gaan nou aanhou dit koop. En dis 'n direkte gedeelte wat jy nou op die pryse kan sien wat dit nou verhoog. Maar daar's 'n indirekte impak ook wat selfs die produkte wat nou kwytgeskel is wat nou nie BTW en wat hulle nou wil uitbrei, het insetkoste. So daar's soos vervoer, daar's soos brandstof, daar's so is elektrisiteitskoste. Dit het 'n impak. En 'n sekondêr kan BTW verhoging kan nou ook vir ons nou veroorsaak dat besighede begin stadiger groei, minder wins maak, wat nou weer minder verhogings vir mense gaan laat uiteensit. So nie net betaal jy meer vir jou produkte, vir jou haarprodukte nie, jy gaan nou minder verhoging kry of glad nie 'n verhoging kry nie. So dit het nie 'n positiewe effek nie. Ja. Maar goed, as ons nie die BTW op die einde verhoog nie. Sê nou maar dit val terug na die vorige jaar se begroting toe. Watse ander opsies is daar om die staatskoffers vol te hou? Hierdie tema was nou al die laaste week of twee verskriklik uitgebrei en daar's soveel opsies wat nou vorendag gekom het, kreatiewe maniere, maar basies as jy nou 'n bietjie langer termyn kyk, vergroot jou belastingbasis. Jou belastingstelsel wat jy heidaglik het, begin dit meer effektief bestuur. Industrie wat glad nie belasbaar word nie soos soos die taxi-industrie, is daar so ook 'n opsie om bietjie belasting daartoe te hef. Maar die punt het neergekom dat die staat moet gaan kyk hoe kan geld meer effektief gespandeer word. Gaan kyk waar raak die geld weg, waar word dit snaaks gehanteer en daai effektiwiteit van hoe om geld eintlik te gaan spandeer op die regte plekke. Dit gaan vir jou 'n groter impak hê as wat jy nou 'n BTW-verhoging gaan uiteensit. Baie interessant. Nou met enige iets in die lewe is daar altyd risiko betrokke en risikobestuur is belangrik. Hoe doen ons dit oor tyd? So vir my risikobestuur is baie belangrik. Nou, risiko moet jy identifiseer, wat is jou risiko's en dan daarvolgens moet jy nou planne bymekaar sit om hierdie risiko's nou uiteen te sit. So, as jy kom by beleggings, jy moet gaan kyk, wat is die volatiliteit in die mark, wat is jou likwiditeit, wat is die geopolitiese omgewing, wat is sektoriële 'n risiko op daai spesifieke punt, gaan kyk om dit so ver as moontlik te adresseer, sit planne bymekaar in plaas van om nou weg te skram van dit, gebruik dit tot jou voordeel. Wat is julle benadering tot risikobestuur wat 'n mens kan toepas op jou portefeuilles? Dis 'n baie oulike vraag, ek sou vir jou sê. So, IFSA, ons het 'n benadering waar elke individu
is regtig is individueel. Jou behoefte wat jy het is regtig uniek tot wat jy nodig het. So ek is 'n groot voorstander dat 'n mens regtig jou situasie moet ontleed en gaan kyk wat het jy nodig en dan jou persoonlike jou risiko's met 'n mens 'n strategie gaan bepaal. En daai individuele gedeelte, jy kan nie net 'n produk verkoop as 'n cookie cutter tipe van dis almal kry dieselfde nie. Jy moet individueel gaan kyk wat is die behoefte vir jou. Die ander gedeelte is ons hou daarvan om by die einde te begin waar ons weet nou wat jou risiko's is, waar jy wil uitkom, dan gebruik ons die alternatiewe of 'n hoeksteen benadering om daai eerste gedeelte neer te gaan sit en die res van jou portefeulje konstruksie is daar volg dan daar uit en dit is baie makliker om dan so uit voor te sit. Ja, want ek voorstel elke persoon is anders en jy sê elke persoon se behoeftes is anders en of jy korttermyn wil belê en of jy langtermyn, mediumtermyn, so almal se is anders en afhangende ook van hoe oud jy is en wat jy klaar het en waarop jy bou. So Frikkie, dit is my wonderlik om te weet dit is nie soos jy sê net 'n cookie cutter benadering nie, daar's meer vir die individueel waarop gekyk word. Dan gee ons 'n praktiese voorbeeld van die strategie wat jy vir ons kan oplewer. So ek gaan 'n 5 jaar punt uiteensit. As jy nou gaan kyk die laaste 5 jaar, die beurs het om en by ek sal sê hierso by 'n 60%, net oor 'n 60% in die laaste 5 jaar wat hy gegroei het. Nou as jy 'n gedeelte alternatief in jou portefeulje uiteengesit het jy tot en met 25% wat jy meer uiteen kan sit. Nie net dat die alternatiewe so goed groei nie, maar daai negatiewe beweging in die mark, as jy daai volatiliteit teenstaan en nie jou hele portefeulje daai blootstelling gee nie, dan op 'n einde van die dag doen jy baie goed. Die tweede punt is net gister as die mark het in een dag met amper 1,5% negatief presteer. Sure. So as jy vir argumentsonthaalwe 'n 30% blootstelling tot alternatiewe gehad, het jy net 'n 1% negatief gehad. So mense wil nie altyd die beste ligte uitskiet en die beste prestasies nie. Jy wil daai volatiliteit en daai negatiewe beweging wil jy so min as moontlik in die portefeulje oor tyd wil jy dan investeer. Hoe belangrik is diversifikasie as jy kyk na jou portefeulje? Dis kardinaal. Dit is die as ek sê, dis die hoeksteen want as jy diversifiseer in verskillende bateklasse en jy het spesifiek reg gesê het al die tydperke wat jy daarin volgens 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar en 7 jaar, adresseer jy baie van die risiko's wat 'n persoon nou voor bang is en as jy bloot te gaan kyk na die diversifikasie uit 'n opbrengsoogpunt uit, dit gaan jou 'n baie beter kans gee om uiteindelik by jou doelwit uit te kom. Dis dan maar ongelooflik belangrik om te verstaan waarin jy belê en hoe jy daarin belê. Hoeveel kos 'n konsultasie met een van julle kundige netwerkkonsultante? Is baie duur hoor. Is baie duur. Ten minste 'n koppie koffie, miskien 'n broodjie of 'n snytjie koek, mens weet nie. Almal of peer vir jaar op die dag, dan is 'n stukkie koek daarbey. Presies. So nee, ons aanvanklike konsultasies is heeltemal gratis. Dit is so mense moenie bekommerd wees dat dit geld gaan kos om daarby uit te kom nie. Ons moet eers gaan verstaan wat die behoefte is en dan natuurlik as daar 'n besigheid gedoen word met een van die adviseurs, dit word deur die FSA voorgeskryf, dit word onderhandel deur die kliënt en deur die adviseur en dit word gereguleer binne perke van die wetgewing. Frikkie, nou as iemand met een van julle geakkrediteerde finansiële adviseurs in kontak wil kom, hoe doen hulle dit? SMS die woord kontak na 48422, dan staan ons reg om met julle te gesels. En ek weet IFSA nooi nie net kykers nie, maar geakkrediteerde finansiële adviseurs ook uit om kontak te maak en meer uit te vind van julle opsies via die verskillende beleggingsplatforms. Korrek. So weer eens, SMS weer vir ons die woordjie kontak en ons kan met die adviseurs ook gesels. Ons het baie nou verhoudings met ons adviseurs en met direkte kliënte ook. So albei kan met ons praat. Frikkie, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dankie Jen, dankie julle. Dit is natuurlik Frikkie van Logrenberg van IFSA. Baie dankie Frikkie. Om direk met IFSA te gesels, soos jy gehoor het, SMS die woord kontak na 48422. SMS se kos R1.50 bees en feesgeld. IFSA is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer, FSB 4337.